Is dit die wit paus of die swart paus? Deel 1. Ek is professor Hannes Rettlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, daar's 'n hele magdom van hulle. Ek dink, en dis almal A4 en A5 boeke, 500, 600, 700, 800 bladsye dik hange wat jy kry. Met vol bibliografies agterin. So is nie duimsuig storieetjies nie, dis feite. Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-sisteem wat ek so 27 jaar gelede geskryf het, wat besig om totaal en al tot vervulling te kom in hierdie eindtyd waarin ons nou leef. Sou u belangstel, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste nommer https://yafashua.co.za. Het is baie belangrik om te weet, ons vereenselwig ons nie met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, enige kerk, denominasie of organisasie, protestant, katholieke of charismate. Ons behoort aan geen kerk of denominasie nie. So moenie kom en sê ons is Joods, omdat ons die name in die bonatuurlike Hebreëse name gebruik nie. Ons is Suid-Afrikaans. Maar Jaffa het voorsien dat die bonatuurlike name weer eens geopenbaar word. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die een wat 2005 in die wêreld verban is. Dis in geen boekwinkel in die wêreld beskikbaar nie. Nie een nie. Nie eers Amazon het hulle nie. Amazon Books nie. So, sou u belangstel, en dit is waarom dan kan jy my kontak, en dis volgens hierdie Bybel, dat ons glo dat die naam van die Here Jesus in werklikheid Yafashua is, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou terwyl ek preek, gaan ek terwille van die nuwe mense, wat nog nie die name gehoor en so nie, gaan ek praat van Yafashua, dan sal ek sê Jesus Christus, hakies. As ek praat van die Heilige Gees, van die Ruach HaKodesh, dan sal ek sê Heilige Gees. Maar ek sal praat van Jaffa ons Elohim, dan sal ek praat van die Here God. Al die tyd gaan ek my vingers, en wie in die geopenbaarde name is, Jafiste, jy moet my verdra terwille van die ander mense ook, né? Goed, soos met enige nuwe reeks, as ek om begin, dan bid ons oor dit, kom ons bid saam. Vader Jaffa, Here Jesus, ons wil vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om vanmôre saam te kom in u teenwoordigheid. Ek weet nou ek het te sê Vader Jaffa, Jesus, maar Vader Jaffa, ons Elohim wat die Vader is van Yafashua, dis Jesus. Dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om by mekaar te wees. En hier waar dit 'n baie sensitiewe onderwerp is wat ons gaan bestudeer, wil ek bid dat u my sal inspireer met lewende woord, bonatuurlike geopenbaarde woord, en dat dit in goeie sielsdimensies inval, harte, sielsdimensies, Vader. Ek wil bid dat u deur die woord verheerlik word, deur die genadebloed van Yafashua, dis Jesus Christus, en iewers iemand se oë sal oopgaan. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, Jesus Christus, en die volk sê, ja, die volk is natuurlik Jafiste, halleluja. Ons sê nie amen nie, want jy kan die beste gebed bid, en as jy sê amen, dan kanselleer jy hom. Die Bybel sê, julle bid en julle ontvang nie wat julle bid verkeerd, julle kanselleer julle eie gebede, en die woord amen, dit is in Hebreërs amen, A-U koppelteken M-E-I-N,
Amen is die songod Ra. Gaan kyk op die internet. Songod Ra. Hy is die Amen God. So, hy is ingebring deur die Katolieke, toe die Katolieke Kerk 34 na Yahshua, dus Jesus Christus, gestig was. As jy meer wil weet, gaan kyk oor die Amen, gaan kyk na my reeks wat op die YouTube is, die leen van Amen. So maklik soos dit. En dan kan jy sommer 'n bietjie kyk op die internet ook, né? Eskatologiese inligting. Die eerste vraag is, wat beteken die verwysing eskatologie? Weet jy? As jy nie weet nie, weet jy nie. Eskatologie het te doen met die verlede, die hede en die toekoms. Nou al my eerstejaars studente weet dit. Dis deel van hulle opleiding, wat vir die geskiedenis van die eindtyd sal verduidelik, en dit wat met die eskatologie gepaard gaan. So die eskatologie verduidelik hoofsaaklik oor die eindtyd. Maar ek kan oor die boek van Genesis besig wees, dan is dit van toepassing op die eskatologie, die verlede, die hede, die toekoms. Ek kan besig wees met Noag, dan kan dit eskatologies van aard wees, die verlede, die hede en die toekoms. Vandag, in 2025, kan ek besig wees met eskatologie, die verlede, die hede en die toekoms. Alright. Dis uiters noodsaaklik dat ek net vir u sal verduidelik dat die vakgebied van die eskatologie het nie enige verwantskap aan die vakgebied van die teologie nie. So met ander woorde, die eskatologie en die teologie is nie dieselfde vakgebied nie. Dis hoekom in Suid-Afrika is my vak wat ek aanbied, my kursus, is 'n 4-jaar kursus, 4-jaar kursus wat ons aanbied, 3 jaar vir die wat al pastore word, 3 jaar net in die eskatologie. Daar is nie so kursus in die wêreld nie. Ons is besig, ek is besig met die Engels, om die Engelse kursus te geakkrediteer. Kyk, as ek hom klaar geskryf het, om in Canada by Calvary University om geakkrediteer te kry, en dan sal ons ook ons Afrikaanse kursus geakkrediteer kry, omdat hulle nie Afrikaans verstaan nie. Goed so. So die eskatologie en teologie is 2 totale vakgebiede. Teologie is wat die pastore swat. Kerkadministrasie, homiletiek, sprekings en natuurlik die Bybelboeke en gemeente oppas, so dis nie wat die eskatologie is nie. Dis 'n agterkom soos wat ons aangaan, dat die eskatologie is baie diep vak. En dis hoekom die ouens niks van dit weet nie. Ek meen, en ek meen nie om op daar nie boot te hamer nie, maar gaan kyk maar in sy 23-24 September wegraping. As hy enige iets van die eskatologie geweet het, hy het nie sy teologie opleiding nie, maar as hy enige iets geweet het van die eskatologie, sal hy nooit so flater begaan het nie. Want dan sou hy geweet het dat die wederkoms, die parousia in Grieks, kom voor die wegraping, die harpazo in Grieks. As hy net enige opleiding gehad het. Is jammer om dit te sê, maar dit is hoe dit is. Tydens hierdie studie sal jy vind dat ek, dis Prof Hannes, met die eskatologiese inligting gaan gebruik, wat ook meeste van die tyd in vele van die boeke voorkom, wat ek reeds in die laaste 27 jaar geskryf het. So, as jy van my boeke het, gaan jy van die inligting daar kry, want ek gaan dit weer, dis eskatologie, dis daar. Daar's dik boeke, A4 en A5 boeke. Dis nie ene traktaat nie, wat jy almal kan bekom. Wat vandag 2025 presies besig is om tot vervulling te kom. Daar's mense wat vir my vra, die boek Vasgevang in die Antichrist Systeem. Prof, hoe het jy geweet wat om te skryf van 2025? Spot on. Presies woord vir woord reggekom. So die Ruach werk. Die Ruach, vir u wat nie weet nie, dis die Heilige Gees. Hulle is van alle waarheid ontbloot. Dis uiters noodsaaklik dat u sal verstaan dat ek ook die boonatuurlike geopenbaarde woord gaan gebruik om sekere godsdienstige instellings se teologie van alle waarheid te ontbloot, om weer te besef wie lieg vir wie. Daar is soveel goed besig om plaas te vind in die wêreld, op die internet op die oomblik,
leuns wat versprei word aan mense as die waarheid, godsdienstige waarheid. Vanaand die ding met die verbond wat president Trump gesluit het met die wêreldleiers, en nou is dit Daniël 9:27 se verbond, en sê vir my, wanneer gaan Donald Trump, gaan hy in die tempel sit? Eerste Tessalonisense hoofstuk 2, gaan kyk, hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy Jahwe of God is, en naamlik Israels offers brand. En dan in die middel van die week, volgens Daniël 9:27, sal hy verbond breek. Wanneer gaan hy in die tempel sit om dit doen? Sê Donald Trump nie. Hy het niks, hy is nie die een wat die verbond moet sluit nie. Hy is nie die een wat die verbond moet sluit nie. Dis ook nie Kushner sy seun nie. Dis nie hy nie. Kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, se A4 boek, so dik 460 bladsye. Die Engelse een is reeds beskikbaar. Hy is dieselfde boek wat ek hersien het. Hy hardloop so net kort van 800 bladsye. Hy is A4, is allemaal A4 boeke, en hy is 2 boeke saam weeg amper, hy het amper 800 bladsye, weeg so 4 kilogram. Meer as 58 jaar navorsing. Nou, ons is besig om 'n fondasie te bou hierso, wat uiters belangrik is vir hierdie studie oor wie is die wit paus en wie is die swart paus, en hoe gaan hulle funksioneer, of hoe funksioneer hulle reeds in die katholieke kerk. Het u dit geweet, die swart paus is nie 'n ou wat, is nie 'n swart man nie. Hy is in die Vatikaan al van die 15de eeuw af. Hy is al daar van die 15de eeuw af. Hy dra swart klere, hy het 'n rooi sash om sy lyf, of 'n skarlaken, of rooi, of goud. Hy is altyd naby die paus. Hy is die ou wat ek sê altyd, hy is die keiser van die Romeinse Ryk. Want die Romeinse Ryk lewe nog net so wat dit gelewe het 2000 jaar gelede. En nog 300 jaar voor dit. So, ons moet baie versigtig wees. Die paus wat daar is met sy wit paus, is wit klere. Hulle is net die mondstuk wat dit uitspreek, wat dit die goed promoveer, wat die Jesuïte orde Black Pope met sy Jesuïse raad van oor 100 lede, wat hulle daagliks besluit. Die wit paus is net die mondstuk. Ons gaan by dit kom. En ons gaan sien wat sy plek, wat sy posisie vul die swart paus, en wie gaan hy wees in die eindtyd. Nog nooit iemand gehoor preek oor 'n swart paus nie. Nog nooit iemand gehoor sê dat die swart paus gaan betrokke wees in die groot verdrukking nie. Daar is nie so 'n boek nie, daar is nie so internet artikel geskryf nog nie. Meer as 58 jaar navorsing. Dis nodig dat jy weet dat ek, Prof. Hannes, is meer as 58 jaar met studies en navorsing in die vakgebied van die eskatologie en verwante eindtyd onderwerpe besig is. Dis my lewe, al my lewe. En dat die feite wat ek vir u gaan aanhaal, daarvan deel is. Dis hoekom ek al daai boeke geskryf het. Dis ook belangrik dat u sal weet dat ek reeds meer as 27 jaar lankal aan geen kerkorganisasie denominasie behoort nie, en daarom het ek nie nodig om enige protestante, katholieke of charismatiese of wie jy dit ook al wil noem, sy dogmatiek te promoveer nie. Daar is my geen vergoeding daarvoor nie, absoluut niks nie. 27 jaar terug gebreek met die kerke. Ek wys by u wat die 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bible, dan the restoration of the original sacred name Bible, the Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 geskryf het en vertaal het, waarvan ek 'n klompie het, dis nie beskikbaar, geen boekwinkel in die wêreld nie. Dis die belangrikste erfstuk wat jy in jou hande ooit op kan lê. En net u kan dit glo. Ek gaan vir u wys wat die Bybel sê. Ek het nou die 3 Bybels genoem wat ek gaan gebruik. En dit bly u reg of u wil dit glo en of u dit met minagting wil verwerf. Die woord sê, Jahwe Almagtig, dis die Here God sê, ek openbaar my aan wie ek wil.
My boeke wat ek geskryf het, en ek praat nie oor myself, ek probeer nie myself bemark nie, ek gee vir die agtergrond, ek is 'n deskundige in my vakgebied. Nie 99% nie, 100%. Van tyd tot tyd gaan ek sekere van my boeke, wat ek gedurende 27 jaar reeds geskryf het, wat meer lig op hierdie onderwerp sal werp, aan u noem, en u besluit of die boeke wil bekom of nie. Sommige my boeke probeer verkoop nie, al die jare se ondervinding is daar, so al die goede, dis daar, jy kan dit net gebruik en lees. Dis soos hierdie borreltjies Purity wat jy koop vir die babiekies, wanneer hulle begin vaste kossies eet, net Purity. Daai is klaar gekou, jy kan dit net sluk. Al daai boeke is klaar, jy kan jou eie navorsing doen, jy kan jou eie werk doen. En as ek verkeerd is, kontak my en help my reg. Moenie alleen hemel toe gaan nie, vat my saam, ek wil ook hemel toe gaan asseblief. Dit is uiters belangrik om te besef dat ons vandag in 2025 besig is om in die gevaarlikste tyd van die eskatologie te beweeg. Dit is seker die mees gevaarlikste tyd ooit, om jou mond oor die eskatologie oop te maak. Kyk wat nou met Dani Botha gebeur. Kyk wat het met Harold Camping in 2011 gebeur. Kyk wat het met pastoor, wat sê nou, ek gaan op hom kom in Amerika, met die Blood Moons, wat gesê die 3 bloedmaande, die aarde sou vergaan en die wederkom sou plaasvind, en John Hagee, dit is nou maar goed dat dit so opkom, en so kan ons aangaan en hulle noem. Die ouens het nog al die tyd hulle hande verbrand. Weet jy hoekom? Want hulle het godsdienstige dogmatiek storieetjies wat hulle moet verdedig, en hulle moet, of hulle het iemand se ou boekie in die hande gekry. Die teologie, die antichrist gaan 'n paus, die antichrist gaan 'n islamiet wees, die antichrist is 'n islamiet. Hoe gaan 'n islamiet in die tempel sit en offers bring? Waar het jy ooit gesien 'n islamiet gaan sit in 'n tempel en bring offers? Hulle sny die ouens se koppe af, man. Dis die valse profeet. Openbaring 13, gaan kyk na Openbaring 13 vers 1 tot 9. Die dier wat uit die see uitkom, met die 7 koppe en 10 horings, is dieselfde Babyloniese hoermoeder wat in Openbaring 17 vers 1 tot 8 sit, en regeer oor die waters. Sy sit op die waters en sy regeer. Nou waters, Openbaring 17 vers 15 sê, is mense, volkere, nasies en tale. Sy regeer oor die mense. Dis dieselfde vrou wat met die skarlakenrooi dier, die vrou, die Babyloniese hoermoeder, sy wat sit met 'n beker vol van die bloed van die kinders van Jafashua, wat sy doodgemaak het. Openbaring 17 vers 1 tot 6. Die Bybel sê, en sy is geklee in purper en skarlaken en rooi en goud en edelgesteentes. Is dit Islam? Please. Maar weet, daar is 'n Amerikaanse boekie wat dit sê, en al hierdie spookspredikers en NHR agente, hulle hardloop agter daai ouens aan. Hulle wil nie sien wat die woord sê nie. Hulle wil dit nie verstaan nie. Maar dis alright. Die tyd is besig om uit te hardloop. Dis die mees gevaarlikste tyd om oor die eskatologie te praat, en daarom praat die ouens soveel nonsens. Want elke een moet sy eie godsdienstige teologie verdedig. Hoekom? Want dit is vir hulle baie voordelig. Baie voordelig. Hy sê so, dit is uiters belangrik om besef dat ons vandag in 2025 besig is om in die gevaarlikste tyd van die eskatologie te beweeg, terwyl sekere wêreldinstellings en godsdienstige institusies hulle gereed maak vir die heel belangrikste gedeelte van die boek Openbaring, en dis die boek Daniël. Naamlik die finale vredesverbond week volgens Daniël 9:27. Wel, Donald Trump het gesê, it's a final covenant. Kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Ek sê dit al vir die laaste 50 jaar. Oupa Bush, Seun Bush, die presidente, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Biden, eers Donald Trump, toe Biden, toe nou weer Donald Trump. Elke keer as een van die ouens 'n verbond teken, dan spring almal regop, dan is dit die vredesverbond. En elke keer dan sê ek, dit kan nie wees nie, dit kan nie wees nie. Dis nie wat die skrif sê nie. Weet jy hoekom? Want ek het nie nodig om vir jou te sê wat die kerke sê nie. Dis hulle wat die kerke sê. Weet jy, die ding wat nou sterk hardloop, is dat Amerika gaan die antichrist wees. Amerika. Dit kan nie 'n land wees wat die antichrist is nie. Die antichrist moet uit die land uitkom. Nee, nou is hier 'n baie sterk ding op die internet, van as hier Kushner,
Donald Trump se seun, hy gaan nou die anti-kris wees. Gaan hy in die tempel sit? Weet jy as op daai ou behoorlik weet hoe lyk die binnekant van 'n kerk nie, man. Ek sê net wat ek sien. En ek vergelyk dit met die woord. En ek sien die goed merk, dis stukkies van legkaarte. En dis hoekom ek die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels geskryf het. Die eerste is Matteus, Markus, Lukas en Johannes, boek 1. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is van Efese af tot by die boek Hebreërs. En ek is tans besig met boek 4 van Jakobus af tot by Judas. En daarna kom Openbaring. Die boek Openbaring gaan seker 2 of 3 van daai dik boeke wees. Almal A4, 500 bladsye dik. Weeg so 1,5 kilogram elk van daai. En die studiegids Bybels. Dis eintlik 'n encyclopedia reeks wat ek skryf. Hulle is beskikbaar. As jy wat kry dit, as jy nie wil nie, dis jou saak. Maar ons lewe in die tyd waar almal saamstem dat die finale vredesverbond, Daniël 9:27, is die basis waarom alles moet plaasvind. Maar niemand, nie een praat oor Daniël 9:27. Ekskuus tog, Daniël 12 vers 11, die 1290 dae, plus Daniël 12 vers 12, 1335 dae, twee is saam, 2625 dae, is gesamentlik 7 jaar en 105 dae. Niemand praat oor dit nie. Maar weet jy hoekom praat hulle nie oor dit nie? Want dit is verseël. Gaan lees Daniël 12 vers 1 tot en met vers 13. Daar in vers 5, dan kom Jaffa en hy sê vir die engel Michael, verseël dit. En vers 9 ook. Hy sê verseël dit, hulle gaan die antwoorde soek, hulle gaan dit nie kry nie. Maar in die eindtyd sal hy dit openbaar. So bly ons lewe in die eindtyd. En die bruid sal alles weet voor die wederkoms, die parousia, nie die wegraping nie, die wederkoms. Vergeet van die wegraping. Die wegraping het sy tyd gehad. The rapture, almal praat van die rapture het gebeur daar in Openbaring 19 vers 7 tot 11. Dis wanneer Jafashua sy voet op die Olyfberg kom sit, waar hy kom op die wit perd met die swaard om te kom oorlog maak. Nee, die swaard is nie in sy hand, dit is in sy mond. Die kerk het gesê hy het 'n swaard en 'n wit perd. Nee, toe aan die kruis hang en hy sê Vader, dis volbring. In u hande lê ek my gees. Tetelestai, dis ten volle vereffen. Het hy die hele geveg klaar gewen. Hy het nie nodig om 'n swaard te trek om te beklei nie. Die swaard, die was 'n beeldspraak. Die spreek die oordeele oor 2/3 van Israel uit, 1/3 word gered. Hulle word genoem die remnant of Israel. Daarom moet jy my boek kry. Israel's Rapture. Israel's Rapture. Hoor wat ek vir jou sê, hulle gaan daai boek verban. Israel's Rapture. Kry hom so gou as wat julle kan. Hulle wil nie daar moet oor enigiets oor Israel gepraat of geskryf word nie. En dit 15, 18 jaar terug was my doktorale graad. 'n Wegraping vir Israel, Israel's Rapture, wat ek vir skryf het en bewerk het in 'n boekvorm. 1/3 sê die woord. Hulle wat in die groot verdrukking gaan gered word, 1/3, net Israeliete. Die ander 2/3 gaan saam met die ongoddelikes, die antichristiese merke, mense wat gemerk is volgens Openbaring 13 vers 16 tot 18, op die regterhand en voorkop, wat jy kan koop of verkoop sonder die merk nie. Goed, vir meer as 26 jaar. Dit wat ek met u gaan deel, is geheel en al geopenbaarde woord, en dit sal so wees. En nie enige godsdienstige teologie of dogma nie. Ek het nie plek of tyd vir godsdienstige teologie nie. Waarom nie? Want vir meer as 26, 27 jaar behoort ek nie meer aan enige godsdienstige geregistreerde organisasie nie, en ek het dus nie nodig om enige protestante, charismaties of rooms-katholieke teologie of dogma te propageer nie, of te propageer nie. Ek wys wat die woord verklaar, en u besluit wie lieg vir wie.
Ons vandag in 2025 geestelik verblind of mag ons nie weet nie. Is ons vandag verblind 2025 of mag ons nie weet nie? Daar's baie goed wat die godsdienstige mense nie veronderstel is om te weet nie. Hoekom? Die kerk moet jou onder die mag hou. Dis hoekom Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit my kinders. Maar wie praat hy? Van die Babyloniese hoermoeder. Wie is die Babyloniese hoermoeder? Wel is die Rooms-Katolieke kerk. Die Bybel sê so, sê ek wil dit sê nie. Hy sê kom onder hulle uit. Hulle hou jou onder die mag van die wette en die konstitusies en die reëlings en al die verskillende wette. Waar Yahshua sê, ek het julle vrygemaak. Ek het julle losgemaak en julle laat julle weer onder die juke plaas. So bly, daar's ou koortjie wat sê ons is vry, vry, vry. Yahshua het ons vrygemaak. Halleluja. Ek gaan van tyd tot tyd kortliks oor sekere godsdienstige groepe met u deel wat vir ons vandag in 2025 noodsaaklik is om van te weet. Dit is so, ek meen as ek swart klere aantrek met 'n wit boortjie, wat 'n kerk behoort ek aan? Die Rooms-Katolieke kerk. Hoekom? Want dit is my drag. Daai prieslike drag gee weg. As ek pikswart, as die vrou pikswart aangetrek is en sy so 'n kappietjie en sy loop daar en sy het 'n kruis om, aan watter kerk behoort sy? Sy's 'n non. Jy het eers die woord non nodig om te sê nie. Jy sien nou, hoekom? Hulle klere drag gee hulle weg. En so wanneer ek oor godsdienstige institusies en leerstellings en dogma en teologie praat, hulle dra die kappietjies, hulle dra die kleed, hulle het dit geskryf, hulle promoveer dit, hulle glo dit. Ek praat van die AGS kerk, ek noem dit nou maar net. Dis die enigste kerk, protestante kerk, wat doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, terwyl dit nie een keer in die hele Bybel voorkom nie. Wat? Vader, Seun, Heilige Gees? Nee, 3 keer onderdompeling. In die naam van die Vader, die Seun, want Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgelê het, hoe kon ons daarin lewe? Of weet julle dat ons almal wat in Yahshua onderdompel is nie, in sy dood geonderdompel is? So sê vir my, was Yahshua 3 keer begrawe? In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, staan nie in die Bybel nie. En hoekom doen hulle dit? Wel, dit is deel van die Romeinse godsdienst, want hulle is onder die mag van die vrymetselary, en dit is deel van hulle godsdienstige teologie. En hulle staan uit soos 'n paal bo water. As jy vir enige protestante kerk vra, die volle evangelie doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, die lede in Christus doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle almal doop in die titels, dis nie naam nie, dis titels. Hoekom? Wat Matteus 28 vers 19 sê, gaan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hulle onderdompel net een keer. Hoekom? Gelykstaande aan Romeine 6 vers 1 tot 12. Jy vir enige van die volle pastore, PPK pastore, jy noem hulle wie, vra, wie onderdompel 3 keer? Dan sê hulle vir jou die AGS kerk. So sê maar ek piek op hulle of enige iets. Dit is hulle lewe in 'n geskepte dogmatiek wat totaal geheel en al onbybels is. En die een van daai ouens het al die jare die guts gehad om met my te kom probeer sit om 'n tafel of my te verduidelik hoekom doop hulle mense 3 keer in titels. 3 keer. Want dit is deel van die Katolieke doop. Want hulle het ook die belydenis, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En Christus het te helle neergedaal. Weet jy wat, dis die Katolieke se geloofsbelydenis. Eerstens, Christus was nooit naby die hel gewees nie, want hy sou met brandwonde teruggekom het, maar dis wat die Katolieke geskep het. En die protestante kerke, hulle almal is deel van die sisteem, die Rooms-Katolieke sisteem. Hulle almal. Oom Angus Buchan, staan in Pretoria, en hy sê, bid agter my aan. En hy bid die Rooms-Katolieke gebed. We believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Daar staan nie so skrif in die Bybel, dat die Holy Spirit 'n God is nie. Waar staan dit in die Bybel? Dit is so geskep in die New Translations, maar dit staan nie in 1611 King James, of the restoration of the original sacred name so nie. En ek noem dit maar net met die verbygaan. As jy gaan sê Matteus 28 vers 19, dat Jesus het gesê, gaan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Regtig? Wat is die naam van die Vader?
As ek nou sê, al die vaders moet opstaan. Wie staan op? Al die mans wat kinders het. Dis 'n titel, dis soos meneer. As ek sê, al die seuns moet nou opstaan, dan moet elke manlike persoon opstaan en selfs die seuns. Elke een, van so groot af tot so groot. En Heilige Gees, dis 'n titel. So Vader, Seun en Heilige Gees is 'n titel. So as jy ou gedoop in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees, is hy in 'n titel gedoop. Hy is in 'n naam gedoop, nie? Wat is die Vader se naam? Wat is die Seun se naam? Wat is die Heilige Gees se naam? Gaan kyk na my reeks op die internet. Wat noem jy hom? God of Here. As jy nog beter wil doen, gaan kyk na my reeks wat op die internet lê. Besprinkeling of onderdompeling. Daar's 10 lesings daar. Vat jou Bybel, vat jou tyd, doen dit. En as dit verkeerd is, skakel my asseblief. Sê prof, daar is jy verkeerd, daar is jy daar verkeerd. Maar doen die hele studie eers klaar voor jy my skakel. So op die einde van die dag loop mense agter godsdienstige instansies met geskepte Rooms-Katolieke dogmatiek. Kom ons praat van die 3 susters kerke wat babetjies doop. Waar in die Bybel was daar ooit 'n baba gedoop? Een keer. Een keer waar, nie een keer nie. Nie een keer nie. Want 'n kind het nie sonde nie. Terwyl Jafashua daar Markus 13 sê, verhinder nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van Jafashua. Verhinder nie die kindertjies nie, want die Vader se koninkryk behoort aan hulle. So wat het 'n kind? Hy het klaar die ewige lewe. Hoekom moet hy geloof? Nee, die kerk sê so. Oor die sondes van die 3de en die 4de geslag. Dis een van die 613 wette. Die sonde van die 3de en 4de geslag, van die wat my haat. Ouers wat kinders doop, haat nie Jaffa of God nie. Ek raak uit aan 'n paar goed hierso. Ons gaan praat oor goed wat jou hare gaan laat regop staan. Jy weet, jy gaan vir my sê, prof, jy klim in my kerk se karakter in. Wat se karakter? Hulle kan nou nie eens vir julle leer wat in die Bybel staan nie. Ek het die Rooms-Katolieke handboek. Hoekom doop hulle kinders? Kinders word in die Rooms-Katolieke stelsel ingedoop. En dis hoekom die 3 susters kerke kindertjies doop, want dit is deel van die Rooms-Katolieke stelsel. Prof, jy weet nie waarvan jy praat nie. Sê vir my, wat sit bo op die kerk se dak? 'n Hoenderhaan. Hoekom sit daar 'n hoenderhaan? O, hy wys die wind aan. Nee. Hoekom is daar nie biddende hande of 'n Bybel nie? Hoekom 'n hoenderhaan? Jahwe, the God Jahwe. Dis mos die Vader se naam in Hebreërs. Jahwe, weet jy wat beteken Jahwe? Jahwe is eers in die begin van die 16de eeu geskep, daar het nooit so 'n naam bestaan nie. Dit beteken chicken god. Chicken god, dis 'n Hindoe god. Nou, volgende jaar, Paasnaweek, is daar 3 gode, hoendereier, 'n haan en 'n haas. Die eier is the God of life, wat die ark voorstel. Uit die ark het lewe gekom. Dan het jy die haas, die unisex haas. Dis nou vir die moffies en die lesbiene ouens daai. Dis hulle simbool. Die unisex haas, the God of fertility. En dan jy die hoenderhaan, Jahwe. Gevra die Hindoes, Jahwe, the chicken god. Wat word eers op die plaas wakker? 'n Hoender. Wat doen hy? Hy kraai. Hoekom kraai hy? Hy maak die mense wakker. Hoekom kraai hy? Hy roep die son. Dis 3 uur in die môre. Daar's nie 'n son of 'n lig wat breek nie. Jahwe, the chicken god, the sun god. Sien waar ons kom. En elke Easter naweek dan word tonne en tonne en tonne chocolates opgeëet. Sjokolade. En wat jy nie weet nie, vir elke een van daai chocolaatjies gaan 'n gedeelte na die Hindoe godsdienst toe in Indië. So wat sê jy nou daarvan? Mense aanbid gode oor die aarde. En die goed word in ons kerke ingebring. En niemand is bereid om oor die goed te praat nie. Hulle wil nie oor dit praat nie. Hoekom? Want dit affekteer hulle inkomstes. Hoe jammerlik. Nou ja, in die reeks, om uit te vind tussen die wit paus en die swart paus, wel wit paus en swart paus, gaan ons 'n paar baie delikate onderwerpies moet ondersoek. En ek is ongelukkig jammer as dit nou nie ry met wat jy jou lewe lank geglo het nie. Maar weet jy wat, dis nie my probleem nie.
Ek is gehoorsaam aan wat Jaffa vir my, die Vader, deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, sê om te doen. En as een siel in hierdie reeks tot bekering gekom het, of sal kom, dan was dit die moeite werd gewees. As ek oor al die ander godsdienstige groepe en gelowe wat op die aarde met u moet deel, is dit moontlik dat ek nog so dik boek kan skryf. Ek is juist besig om 'n boek te skryf oor The Lies of the Church. Hy is amper klaar. The Lies of the Church. Dis natuurlik as Jaffa lewe gesondheid spaar. Halleluja. Dit mag gebeur dat ons met 'n onderwerp besig is, luister hierna, net om van dit af weg te beweeg, om weer later na dit terug te keer. Ek het nou al 'n paar kere verduidelik, dis soos in die ou tyd, die spoorlyn na die Kaapstad, van Johannesburg na Kaapstad, is een stel spore. Die treine wat van die Kaap afkom, en die treine wat see toe gaan, wat Kaap toe gaan, ry op dieselfde spoor. Hoe kom hulle by mekaar verby? Maklik. As die trein aankom, dan vang hy 'n sideline. Daai trein trek in op die kant, hierdie trein gaan verby, as hy verby is, dan kom hy weer in. En later dan trek die trein weer op die sideline, dan kom die ander een verby, en dan so by mekaar kom. En dis wat ons gaan doen in die studies. Ek doen dit al my studies. Ons het sidelines wat ons na toe gaan. Ons gaan op die kant verby. Ons ry op die kant verby, ons stop. Later om weer voor op die spoor uit te kom. En daai tyd wanneer ons hier aftrek, is dit baie belangrik om te luister. Hoekom? Baie belangrik om te luister, want op die einde van die dag is dit daai byvoeglike skrifgedeeltes wat ek gebruik, wat die onderwerp staaf met dit wat ons besig is, waar ek jou addisionele skrifverwysings gee. En dis hoekom hierdie legkaartstudie Bybel so belangrik is. Ek praat oor een onderwerp en dan vat ons 5 of 6 ander skrifte wat daai een ding bevestig. Geskiedkundige en Bybelse bewyse. Wat ek met u gaan deel, mag dalk vir u ontstellend wees. Waarom? Want vir meer as 600 jaar, dis van waar protestantisme geskep was dit nooit aan ons in ons kerke genoem of geleer nie. Ek wonder waarom nie. Elke feit wat ek vir u gaan noem, is nagevorsde feite. Nie een is 'n vinger saksing en skiet hom so in die wind nie. En hierdie nagevorsde feite is in my boeke, my eskatologiese boeke en al die ander boeke. En daai boeke het vol bibliografies agter. Weet jy wat? Daar's duisende van my boeke uit. En nooit het iemand my gekontak oor my bibliografies van my boeke nie. Die inligting is daar. Die navorsing feite is daar. Die een feit vat jou na die volgende feit, na die volgende feit. Dis alles daar. Dis daar, dis opgeteken vir u gerief. Halleluja. Wanneer sê, baie van die onderwerpe op die internet het geen bibliografie by nie. Hulle het geen verwysings by nie. Hoekom? Want jy kan 'n ateïs hê wat 'n godsdienstige artikel skryf en dit plaas. Enige een kan op die internet 'n artikel plaas. Dis die maklikste ding om te doen. En dan is ek 'n ateïs en ek skryf 'n artikel en ek plaas hom daar. En dan kom iemand wat 'n Christen is en hulle verstaan nie lekker nie en dan gaan lees hulle daai rubbish. En weet jy wat? Vir hulle word dit teologie. Soos die boek van Henog. Asseblief. 95% van die pastore en predikante en priesters van die protestante kerke glo in die boek Henog. En julle weet nie eens wie die boek Henog geskep nie. Ek het nou die reeks klaar gemaak. Die boek Henog, waarheid of lees. Ek het die reeks klaar gemaak. Die boek Henog is geskep uit 11 fragmente van manuskripte, klein stukkies manuskripte, wat hulle uit die Dead Sea Scrolls gekry het, hier in 1964 of wanneer ook al. Kan jy dit verduidelik? Maar die boek Henog is meer belangrik as die boek Openbaring. Kan jy dit verduidelik? En die eerste boek Henog het eers verskyn in die 16de eeu. En daar het 5 boeke oor Henog verskyn. En daar's nie een skrywer, soos in Engels, author nie. Nie een nie.
Hoekom? Want dit is vrymeselaar boeke wat geskep is. Uit 11 fragmente uit. Asseblief, gaan kyk na my reeks wat ek preek op die oomblik, of wag, kom ek sê dit andersom. Ja, die reeks is nou net klaar gemaak. Die boek hier nog, Waarheid of Leer. So ek promote nie my preke en studies, maar daar is so 2700, 3000 boodskappe op YouTube klaar. Gaan kyk na dit. Dis daar. Dit gaan ons nie help nie. Dit gaan ons nie help dat ons in die middel van 'n onderwerp inspring nie. Daarom leer die eskatologie ons vandag in 2025 om die feite van die begin af te ondersoek. Jy moet die feite ondersoek. Om by die werklike waarheid van die saak uit te kom. Die werklike waarheid. Dis nie my waarheid en jou waarheid, dis die Bybelse waarheid. En die wêreldgeskiedenisboeke speel 'n groot rol. Ons moet na dit kyk. En daarom mag ek en u nie bevooroordeeld wees, maar elke onderwerp moet op meriete behandel word. So maklik soos dit. Gedurende hierdie interessante eskatologiese studie sal dit gebeur dat ek vir u van tyd tot tyd sekere vrae vra. Luister mooi. En dan verwag ek dat u self dit sal beantwoord. Baie keer sit mense in groepe en kyk na die studies en as ek sê kom ons ek vra, nodig stop die video en vra mekaar. Ek verwag dat u dit self sal beantwoord, sou u dit verstaan of glo. Dit bly u reg om te glo u's reg, tot u verkeerd bewys is. Ek sê altyd, wanneer ons Bybelstudie doen, kom ons haal ons kerkbril af, ons sit hom daar een kant neer. En ons lees wat die woord sê. Luister wat ek sê, toets dit wat ek sê by die geopenbaarde woord. Wederkeer, dit help nie, jy gaan my elke dag my kontak met vrae nie, luister die reeks deur, en as ek klaar is, dan kan jy met my kontak maak, ekskuus tog. Dan kan jy met my kontak maak. As jy prof, jy was daar verkeerd, jy was daar verkeerd, jy was daar verkeerd. Want meeste van die vrae wat jy nou gaan vra, gaan ek in die loop van die studie antwoord. Alright. Sekere inligting wat ek na verwys mag gebeur, dat u dit reeds van tevore gehoor het, terwyl ek reeds daarna verwys het. Wanneer dit gebeur, vra ek asseblief nederig, verdra my. Want hierdie sekere inligting is dan relevant vir die gedeelte van die studie, omdat vreemde mense ook luister, wat dit dalk nog nooit gehoor het nie. As 'n Javis, of een van die studente, of ons het so 3000 woordstudente, ons het so 240 plus Bybelskoolstudente, dis wat studie vir die diplomas en grade. Die ander is woordstudente, hulle studeer nie vir diplomas, hulle skryf ook eksamens op goed nie. So, kom ons verdra mekaar. As ek byvoorbeeld die naam Jesus in hakkies gebruik, dis met 'n doel, is om die mense te help wat nie weet. Weet jy wat is die wonderlikheid van dit alles? Ons almal was daar gewees. Daar's 'n tyd toe ek nie geweet het wie was Jaffa nie. Ek het nie geweet wie was Jaffa Shwaneroy. Inteendeel, ek wou met dit niks te doen gehad het nie. Ek het hom tuis vervloek toe hy met dit begin met my. Maar my vrou, Pastorika, haar oot eerste oopgegaan. Heel eerste. Nou weet jy, om met 'n ander ou te karring is een ding, maar om met 'n vrou te sukkel wat met jou karring oor die Bybel, oor goed wat jy al vir die laaste 55, 58 jaar geglo het, dit is 'n tegniese probleem. Maar, prys Jaffa, is die Here, dat die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil, en wanneer hy wil. Die groot ding is, hy bring ons tot die waarheid.
As dit gebeur, vra ek om verskoning, onthou die mense het nie voorheen geweet nie, so kom ons verdra hulle. Wanneer ons nou met die Bybelstudie besig is dit noodsaaklik om rustig te wees en elke skrifverwysing in die Bybel te lees en te bestudeer. Dis die geheim van Bybelstudie. Ek sê altyd vir my studente, moet my nie glo nie. Toets dit wat ek sê by die woord. Vat jou Bybel, net nie 83 Afrikaanse Bybel nie. Dit het 9000 skriftuurlike weglatings, veranderings, en dit het 18 vers weglatings teenoor die 33 Bybel. So wanneer die Bybelstudie doen, 33-53 Bybel, Engelse Bybel, 1611 King James Bible, of anderste, the restoration of the original sacred name Bible, the Rotterdam version. Nou ja, so die tyd gekom en die tyd het gegaan, ons het hierso nog steeds net besig gewees met die inleiding, om seker goed reg te plaas. Ons is reg om te begin met die studie, so ek vra u om vir die bediening te bid, en oor die studie te bid, en vir Vader Jaffa te vra, om die skille van ons oë af te haal. As ek dan skille het, moet jy vir my bid en sê, Vader, help die man, hy weet nie waarvan hy praat nie. Maar geef my die regte woord, in die regte gesindheid. Tot volgende week, as Vader lewe en gesondheid spaar. Sy wil daarby is, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.